Hierso het ek nou vir julle 'n interessante storie. So sit gemaklik, rek daai bene uit, gee jou lang gape want daar is nou nie meer tyd vir gape en nou moet julle oplet in die klas sodat julle kan hoor hoe wonderlik werk God met 'n mens. Toe ek 'n boemelaar hawelose was op straat, het die Here vir my die mooiste liedjies gegee, aarde. En waar ek gekom het, het ek daai liedjies met mense gedeel. En ek sê toe eendag vir die Vader, Abba Vader, jy gee my die mooiste liedjies, maar sjoe, hulle is almal in Engels. Wil jy my nie maar ietsie gee in Afrikaans nie, my moedertaal? En ek het al vergeet, ek het die Here dit gevra en ek gaan werk en ek werk op konstruksie, dis nou so 12 jaar gelede. Werk op konstruksie en dan kry jy so R60 vir die dag. Ons is vreeslik uitgebuit gewees daai tyd. Die mense het gedink hulle kan ons vir 'n ride vat. Maar anyway, en ek het die R60 gekry en een ding wat op straat, jy kry nie vars vleis nie. Jy kry ook nie sommer vars groente nie, maar vir al vleis kry jy nie. En gewoonlik wanneer die vleis deurkom na die shelters toe of plakkerkampe of sopkombuise, dan is dit so, jy kan amper sien hoe groei hulle daar so 'n nuwe tipe swam op daai vleis. Maar nou ja, die dag ek kry R60 vir my harde werk en ek was 'n arbeider toe gewees op konstruksie en soos ek reeds gesê het, en ek kom by 'n slaghuis in Newlands, Johannesburg, na Roodepoort se kant toe. En ek is so lus vir daai stukkie proteïene. Maar nou weet ek het R60, né? Nou moet julle mooi luister. Ek kan nie net daai R60 gaan uitblaas die hele R60 op vleis nie. Nee, jy het rentmeesterskap. Nou moet ek my 10de gee. Dan moet ek 'n paar rand eenkant hou om ander mense, ander armes te seën. En dan moet ek toiletware koop, soos byvoorbeeld my shampoo en tandepasta en die ouderend en so aan. Jy weet, jy leer om 'n sent te rek en dan was daar so 'n pragtige winkeltjie en hy word bekend gestaan as die R5 winkel, die R5 shop. Koop sommer al so 2 liter shampoo, ek weet nie van wat se brand dit was nie, maar dan koop jy dit sommer so vir so R5. En die blikkies kos en alles. Maar nou ja, ek loop toe by hierdie slaghuis in. En ek kyk toe na hierdie heerlike menu teen die muur. Maar nou wil ek vir julle sê, wanneer jy vleis koop, dan moet jy die goedkoopste wat jy kan kry, moet jy maar vat. En die goedkoopste vleis daardie dae wat ek gekry het op straat, en ek dink amper is nog steeds so, was 'n halwe varkop. Nou ja, dan vat jy daai halwe varkop, en dan maak jy hom gaar, dan hy loer jy so met die een oog, want die ander oog is mos nou by die ander helfte wat op iemand anders se bord beland, en dan loer jy so, maar as jy hom gaar gemaak het, en jy sit hom op jou stukkie kaartbord, en so, want jy dra nie altyd 'n bord by jou nie, jy is nie so geseend nie, want jy weet nie wat om te doen daarmee deur die dag nie. Nou wanneer hy so 'n bietjie afkoel en hy lê so op daai kaartbord en loer vir jou, jy weet ek is nie 'n sadis nie, ek het ook nog gewete, dan het ek maar daai oogie so half toegehou met my duim of wysvinger, terwyl ek met die ander hand gekom het en die wangetjies afgeëet het en so. En jy kry vreeslik baie lekker sagte vleisies op 'n halwe varkop, seker maar 'n hele varkop met die helfte van toepassing gewees vir hierdie storie. En ek het lekker geëet, ek het nou gebedien so rukkie terug vir senior AGS pastore en die pastoor gesê, broer, ek vreet liewers te gras voor ek baie ding eet. Maar nou ja, ek staan toe daar in die slaghuis en ek kyk na hierdie pragtige stukke proteïen wat daar hang. Toe voel ek, hoe kom die Heilige Gees oor my? En ek het vergeet, ek het gevra vir 'n lofprysliedjie vir Abba Vader in Afrikaans. En hy gee vir my eerste Afrikaanse lofprysliedjie wat ek toe later opgeneem het en getitel het, Ek is sy kind. Maar wat vir my so treffend was, julle moet onthou, toe ek strate geslaan het, toe het swartes vir my kos gegee. Witmense het hulle rou op my gedraai. Want jy weet die witmense dink mos armoede is aansteeklik en dan vermy hulle dit. Baie van hulle, baie nie, baie raak betrokke. Maar die swart mense het uit hulle pad uitgegaan, hande uitgereik en so aan. En nou moet julle onthou, ek het swart mense op die verkeerde manier hemel toe gestuur in die ou dae. En God het my nou 'n kans gegee. Hulle noem my Tandabaan toe vandag. Hy's lief vir mense om hulle op die regte manier hemel toe te lei. Maar wat vir my treffend was in hierdie pragtige liedjie wat die Here vir my gegee het, is hy het ons geskape.
Genesis 1 vers 26, kom, dat ons mense na ons beeld en ons gelykenis skape. God het nie 'n ras of 'n kleur of 'n stand in gedagte gehad nie. Hy het sê, kom ons skape mense na ons beeld en ons gelykenis. Nou die koortjie is, hy het ons geskape na sy beeld, dan is ons mos mooi soos hy, sy skepingsmag en al sy krag, die glorie pragt, om nou. Ek hoop julle het hierdie storie geniet, halwe varkop en al, maar ek was geïnspireerd om daardie dag vir die Here in Afrikaans te kan loof en prys. Amen, halleluja, lekker lewe verder vir julle, en ek is lief vir julle met 'n Jesus liefde. Tada. En ons Vader, in die hemel woon, aanbid Jahwe, kom doen dit nou. Die engele skare, juig hom toe, al gee hom glorie, als lief vir ons. Hy het ons geskape, na sy beeld, dan is ons mos, mooi soos hy, die skepingsmag, en al sy krag, die glorie pragt, kom hier om nou. Kyk die veld, kyk die blom, alles wat lewe kom van hom. Hy is so heilig, perfect volmaak, ek dien die Heer met 'n reine hart. Wat 'n voorreg, ek is sy kind.